So, 'n mens kan nie dit wegredeneer nie. Dit help nie om net oor Jesus Christus te gesels, maar ons verstaan nie die vyand waaroor dinge gaan nie. Die klas wat Christine ook aangebied het gister, wat gaan oor verwerping en vrees en depressie, is alles die oorsaak van Satan en sy demone. Magda het nou die dag by my gekom sit, daai een teaching, miskien moet ek dit net noem, wat ons 'n klomp goed uitgehaal het, van vrees en al sulke dinge, benoudheid, dis nie dat jy demonies beset is nie. As jy vrees ervaar, is dit 'n aanslag. As daar benoudheid, is dit 'n aanslag. Verstaan jy, hy los ons nie uit die mens, nog nooit. En nou wil ek bysê dat in hierdie laaste tye van ons hier op aarde gaan dit maal 70, maal 100. Verstaan jy, dit gaan baie erger word. Dis hoekom ons baie dieper by die Here moet intrek, sodat hierdie dinge nie op ons invloed het of enige skade kan veroorsaak. So, die Satan weet sy tyd raak min en daarom probeer hy soveel as moontlik kinders van die Here terug te kry. Verstaan nie? So, dis hoekom ek sê, ons almal weet seker hierdie een keer gered, altyd gered. Verstaan jy, daar's te veel woord daarvoor dat mense terugval, uitsak. In die Hebreërs is met seker die mooiste een wat hy sê, hoe is dit dat jy die gees van die Here gesmaak het en nou so genoeg uitsak het, dat jy nou, so dit sê vir my, dis iemand. En dan, Paulus praat van dis 'n wedloop wat ons moet loop. So op hierdie wedloop is daar baie party. Het jy al gehoor as jy hardloop, of 'n lang afstand vir ons wat nog hardloop deur die jare, probeer hardloop. Daar's kritiek, daar's positief, maar ander kritiseer jou ook hierso. Verstaan jy, so net soos met ons kinders van die Here, want daar's baie kritiek wat die Satan probeer om vir ons van die pad van die Here af te kry, mense. So ons moet nou op hierdie stadium van ons lewe, moet ons werklik so by die Here intrek. Elke mens wat by God uitkom, wat jou lewe met die Here reg maak, die spore van die Satan sleep so agter jou aan. Dis vir my amper soos 'n visnet, wat jy so saam sleep. Verstaan jy? Dis soos hy verwoes het. So ongelukkig tot by die Here sleep die hierdie klomp gemors saam, waar hy verwoes het en seer gemaak het, verwerp, swak selfbeeld, aanvaarding soek, liefde soek. Verstaan jy, al hierdie goed, dis nasleepsels van wat hy gedoen het, wat ons noem die bloedspoor van Satan, wat so agter jou aankom, en jy nooit besef het, maar dis hy en sy demone. So as ons vandag kan besef, dat dit wat jy ervaar vandag, is as gevolg van demone. Die seer waarmee jy loop is as gevolg van demone. So dis hoekom dit belangrik is, dat ons vanmôre weet waaroor hierdie ding gaan. En dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, hoor mooi, maar teen die bose geeste in die lig. Verstaan jy, so, en hy probeer soveel as moontlik, want ons God is 'n God van verhouding, ons God is 'n God van liefde. So as hy kan 'n verhouding opgebreek het, dan het hy, wat is sukses? Nou sal ek nou kastas net Engels. Hy was suksesvol gewees in dit wat hy gedoen het. Verstaan jy, dis hoe gevaarlik dit is. Dan besef 'n mens, verstaan jy, so as hy kan 'n verhouding opgebreek het, of dit nou huwelike is, of dit vriendskap is, of whatever dit ook al maak, kinders, whatever, maak die saak nie, hy was suksesvol gewees, want hy weet hoe voel God oor verhouding. Want as daar 'n verhouding opgebreek is, wat kom daar binne-in, tussenin? Onvergewensgesindheid, bitterheid, kwaad, teleurstellings, al hierdie vieslike. En hy sit te voel hierdie ding. Hy sal hom besig hou, hy voed hierdie ding in jou hart, sodat jy nie hierdie moet close, dat jy weer kan by die Here daai heerlike verhouding hê. So Markus 5 gaan baie oor die besetene van Gadara. So
Die meeste van hierdie goeders gaan maar daaroor. Oor die besetene van Gadara. Maar ek wil hê ons moet Hebreërs 2 vers, ek wil eintlik sê, kom ek sê 14 en 15. Moet ons lees. As iemand dit kry, kom ons maak 14 plus 15. Hebreërs 2 ek wil amper sê, seker van 13, nie 14. Moet kyk dan net, ek is dus seker van 14 af. Dis van 13 af. Wat het kom dan? Nee, dis reg, van 14 af. Kan iemand hom vir ons lees, of moet ek hom lees? Mag dat gooi maar vir ons. Aangesien die kinders dan vlees bloedagtig deelagtig is, vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot nie kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Kyk wat so kragtig, dis 'n vreeslike kragtige teks hier, wat vir ons uitbring, wie sit agter die vrees en onsekerheid in al hierdie benoudheid in jou lewe? Die duiwel, dit staan daar, die duiwel, hy noem hom baie permanent, die Satan sit agter alles, so want jou hele lewe gaan oor vrees. Jou hele lewe, want Satan boesem vrees by jou in. En as hy kan vrees, nie ander goeders nie, die ander goeders kom by nadat vrees in jou lewe ingekom. Ja, dis hoekom die Here vir ons in 2 Timoteus 1 vers 7 dink ek, of as ek nou reg is, lees hom maar daarso, want hy sê, ek het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid. Kyk net hier, 'n gees van vreesagtigheid. So, Satan het net een doel op aarde, en dis om vrees, want as daar vrees is, dan bring dit onsekerheid. Vrees maak, want vrees en geloof staan so teen mekaar. Hulle bots, want die Here sê, vertrou my, en Satan sê, dis nie waar nie. So onmiddellik as jy begin twyfel, dan maak jy die deur oop. Ek sê nie jy is demonies beset nie, maar jy maak die deur oop vir 'n aanslag van vrees. Dis 'n aanslag en hy gaan vir jou gou. Verstaan jy mense hoekom? Jy sê dis so belangrik dat ons klasse wat ons doen, laat ons gaan nabetragting, dis nou te vreeslike groot. Laat ons gaan nadink daaroor man. Laat ons ek dan nou soos 'n predikant, hulle praat van baie van nabetragting. Jy sê maar ek voel soos een. Ek sê mos ek lyk soos Kim Jong-un, maar ek praat soos 'n pastoor. Prys die Here. Laat ons na die tyd baie mooi loop dink. Jesus Here, wat verstaan jy dit is die skrif? Nou die grootste teken van Satan vrees. Markus 5 is die besetene van Gadara. Ook Lukas, almal praat oor van hom. Gesonde verstand word deur vrees weggeneem. Dit beteken eenvoudig, jy dink nie meer normaal nie. Want jou emosies, dis hoekom 'n mens as iets gebeur in jou lewe, enige teleurstelling, enige hartseer, kry eers jou emosies onder beheer. Jy moenie 'n besluit neem as jou emosies onstabiel is nie. Want as jou emosie onder beheer is, dan kan God se gees met jou praat en jy kan normaal dink en jy kan die regte besluite neem. Verstaan jy, maar as jy onstabiel vrees, want vrees maak hom onstabiel. So bring hom onder beheer, want jou normale denken, man, jy sê, maar ek dink nooit so nie, wat sal nou? Nou, want jy dink uit die spoed van vrees uit. Want jy voel, ek moet nou 'n besluit maak. Jesus het my
My kinders het nou hulle werk verloor byvoorbeeld. Ek praat van myne, wie sien dit ook verloor? Myne ook ek. Sorry, Hier's klomp wat se Mariaan, hier's klomp wat se kinders. Nou so 'n paar maande terug het my dogter hulle ook wat die skoonseun, hy kry nie werkie in. Verstaan jy? Onmiddellik nou begin jy in vrees, Jessie. Eerste plek skel jy sommer die ou wat nie vir hulle betaal het. Dit is 'n sleg ding. Maar jy weet nog nie alweer wat is die, verstaan jy? Maar dis uit hierdie spoed, hierdie wegspringblok van vrees, begin dink jy begin skel en jy begin raas en jy loop die hele dag na, wat gaan ek nou, verstaan jy, dis naby jou wat geskuur word, dis my kinders, verstaan jy, en jy sê, Here, my klein kinders, verstaan jy, dis verskriklike, onmiddellik, dis net vrees, ons sien net vrees, ons vergeet dat God sê, ek is in beheer. Ja. Ons vergeet dat Matteus 6 sê, ek sal voorsien. Ons vergeet dat die Here sê, alles wat gebeur met 'n rede. Ons vergeet dit. En ek kon vir my dogter net sê, sy het so in 'n paniek geloop inval, dat sy by die hospitaal van Migrants en, sy skielik is sy die broodwinner met R5,000. Verstaan jy, die woonstel is 9,000. So kan ons aangaan. Die uitgawe dek nie die inkomste dek nie die uitgawe. Ja, verstaan jy, so onmiddellik. En jy as pa of ma sit nou hierdie kant, jou handjies is kling afgekap. Wat kan jy doen? Here, ek het mos nou ook nie so baie nie. Nou begin ons God se arm druk. Maar in die meantime, alles gebeur met 'n rede. Ek is so dankbaar as ek vergeet vreeslik maklik. Onthou dit is die begin van die jaar gevra, Here draai so 'n bietjie die krane toe. Maar ek het nou gereken hier in Port Nolloth toe word my kraan ook heel eerste toegedraai. Nou sê dit wat ek hier maak eers die kraan weer breek. Yes, ek is so opgewonde die hele draai die gemeente. Heel eers in my kraan. Ja, ek sê dit met 'n rede. En daar word die kinders se kraan toegetrek. Dis soos my ou vriend wat gesê het, Here, wys my hierdie jaar wat is geloof, daar verloor hy alles. Ja, die polis is af, die mediese polis, hy moet sy bakkie verkoop, so gaan dit. En die Land Cruiser van die plaas breek en alle dit chaos. En die kinders is in die skool in die kos 'n klomp. Ek bly maar eerder stil. So verstaan jy, so onmiddellik wil ons uit hierdie situasie uit, wil ons nou klomp goeders, en nou is dis te veel vir jou mind, verstaan jy, en die Satan kom nou is die grond gereed en vrugbaar vir hom. In plaas van dat ons God erken en sê, Here, ek verstaan, maar ek staan op die woord, ek kan net op die woord staan, want ek het toch niks anders te. Nou gaan staan ons wragtig op die saailand van die vyand. En ons laat toe dat hy ons besmet met vrees en onsekerheid. En ons kry nie gedink, ons loop heel dag rond met hierdie onsekerheid. Geen inspraak, hoor mooi mense, geen inspraak van die Heilige Gees kom in. Want vrees het nou die deur toegemaak. Want daarin kan ons toets, hoe lyk ons verhouding werklik met God. Want die oomblik toe vrees toemaak, ons dink nie een oomblik, bitter min dink nou aan die Here, want dis nou net hierdie prentjie, dis nou 'n Bybel, 'n kinderstorieboek, Bybelstorieboekie wat ons nou die hele tyd gelees het. Verstaan jy, daar's geen waarde in nie, daar's geen waarheid in nie, want ons laat toe dat hierdie saadjie van vrees ons hele dag loop en top. As jy vanaand op lê, dan is hierdie goed so styf en seer, in hierdie senings, in die oefensmaak of die oë hier lê. En jy slaap ook nie. Jy slaap nie, want die deur is toegemaak,
Die Heilige Gees kon nie inspraak gee nie, daar's nie plekkie, die deur is toe wat ek jou kan sê, hoor jy weet mos, ek is in beheer van jou lewe. En partykeer vat God vir ons vinnig, sommer hier na 'n ou diertjie toe of 'n plant toe en hy sê, kyk 'n bietjie hierso. Of na die mosie toe. Hy sê, kyk net gou hierso, laat ek jou net herinner. En vandag kan ek sê, prys die Here, daar is ons in 'n wonderlike werk gekry, Amen. waarvoor ons ook ons gemeente se mense vertrou dat God ook sal, want hy sal. Yes. Daar is altyd, onthou mense, geloof word getoets in die smeltoond van ellende. Ja. Amen. En geloof kan net getoets word waar daar 'n aanslag van vrees kom. Dan staan die kinders van die Here wat werklik God vertrou. Dan sien jy, maar my God het gesien. Halleluja. Jy tree nie normaal op nie, dis nou jy. Kragteloos, jy word deur vrees kragteloosheid word deur vrees voor. Het jy al mee? Kyk 'n bietjie wat met 'n ou Belshazzar daar gebeur. Ja. Toe die hand teen die muur begin skryf. Die woord sê, sy lendele het lam hy het in mekaar geloop val. Het jy al vir jy het kopseer. Jy loop raak swak van siekte. Jy loop raak swak van siekte. Jy het kopseer. Jy het maagwerk. Jy het beenpyn. Man, jy's uit. Dis wat die woord in. Dis wat vrees bring. Dis wat ons sê. Dit maak dat jy, man, ek weet nie hoe om te beskryf, maar jy is swak. Jy kan niks doen nie. Jy kan nie getuig nie. Jy kan nie preek nie. Jy kan nie bid nie. Jy's te swak in jou gees. Jy's swak in jou liggaam. Dis wat die Satan doen. En dan kom depressie in. Dis daai goede. Jy raak verlam van vrees. Dis veral as jy jou werk verloor het. Jy sê, Here, wie gaan nou? Ek sal. Here, wie gaan my krag betaal? Die Here sê, ek sal. En die kos, ek sal. Matteus 6. Die Here sê, hy sal. Hoe is nie my probleem nie. Dis nie ons probleem nie. Dis God se en dis vir hom 'n probleem nie, want goud is silwer behoort aan hom. Amen. Asof die Satan nou. Nee, lieg man. Liefde word deur vrees vernietig. Kyk wat sê Job 3 vers 25, dis in my boekie ook. Dit wat ek vrees, trek ek aan. Ja? So, kyk die groot gevaar. Dit wat ek vrees, trek ek aan. Dit raak deel van my. Ja? En dan sê Josua weer, maar dit wat ek glo, trek ek ook aan. Ek dink dis Josua, ek is sê. So hoor jy, dit wat ek glo, trek ek aan. Ook maar dit wat ek vrees, trek. So jy kan besluit vanmôre, wie is my God? Wie is ons God? Johannes 1 Johannes 4 vers 18 sê die liefde moet, lees hom gou vir ons, weet hom 1 Johannes 4 vers 18, dit gaan eintlik oor die volmaaktheid van die liefde. Ek wil hom nie presies sê, ek wil hom nou nie so halfpad sê nie. Daar is geen vrees in die liefde nie. Daar sê. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Want die vrees sluit straf in. Al hierdie, verstaan jy? So die volmaakte liefde. Kyk 'n bietjie wat maak vrees in jou huwelik. Kyk wat maak vrees in jou verhouding met jou kinders, met jou ouers, dis wat hy doen. Hy dryf liefde uit die huis uit. Ja? Dis nou stryery. Dis nou, man, kwaadloop slaap. Dis nou van, man, dis sleg, die is, so bly dit net. Dis wat dit doen, dit dryf die liefde. So, kom ons gaan aan. Satan probeer jou doodmaak. Onthou, Satan wil jou nie net mislei nie. Demone wil jou nie net mislei nie. Dis
prioriteit. Kyk, vir hulle is een ding. Hulle kan jou nie doodmaak nie, want dood en lewe lê in God se hand. Verstaan jy? So ons verstaan nie altyd hoekom 'n babietjie van 2 jaar of 3 jaar doodgaan. Ons weet nie. Ons kyk nou in 'n spieël, ons verstaan nie God se weë nie. Maar een ding kan ek sê, dis nie Satan wat doodmaak nie, want dood en lewe lê in God se hande. Hoe? Maar alles behoort aan die Here. Verstaan jy? So ek kan, as iemand vir my kom vra, hoekom, dan kan ek nie sê nie. Ek probeer maar bemoedig, maar eintlik lieg jy. Want ons weet nie, ek is nie God nie. Ons as leiers of wat ook al probeer maar 'n bemoedigende antwoord gee. Maar dis vir my altyd wonderlik, op die einde van die dag, miskien met so 'n kleintjie se sterfte, dan sien jy maar ouers het nader aan mekaar gekom, familie dan, want dis die kleintjies hemel toe. Verstaan jy? Dis nie waaroor dit gaan nie. God het teruggevat wat aan hom behoort. So hy het die kleintjie miskien net gebruik om hierdie gesin bymekaar te kry. Nou word 'n gesin gered deur 'n kleintjie wat nou sterf, miskien op 2. Ek vat net 'n voorbeeld. Ek weet nie, maar ek weet alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. So ek weet nie wat die rede is nie, maar daar is altyd 'n ten goeie. Prys die Here daar. Maar Satan wil vir jou dryf na selfmoord. Ja. Hy kan jou nie self doodmaak nie, maar hy kan vir jou dryf om jouself dood te maak. En ek sê vir jou, dis veral in hierdie tyd van ons lewe, waar dit nou werke en dis nou al hierdie, want ons het mos gelewe toe hy toe kan baie. Ja? Baie van ons, dis soos ou Werner van Aggeneys vir my gesê het, pastoor, hier is tussen 200 en 300 mense wat hulle werk verloor. Hy sê maar, jy ken ons mense, as ons nou hier by die myn, almal ry nou met diervorke, die dierste. Hy sê daar hy gaan niks aan, maar dis die dierste kar en alles behoort aan die bank, nou verloor ons die werk. En nou kom vat die bank terug wat aan hom behoort en jy nooit 'n agterdeur bietjie oopgemaak van hoor jy ten minste 'n huis of huise wat ek kan verhuur of verstaan wat ook al, maak nie saak. Verstaan jy, so want alles is gemors en nou kom die vyand in met vrees. Ons ken nie God nie, want ons het mos 'n ander afgod gehad, my fortbak. Pastoor, maar ek het net gekom, jy nou daar vandag aangehaal van selfmoord. Want ek wil in die appelkar wat omgooi. Wat as jy selfmoord pleeg? Waar begin jy dan? Of hoe werk dit? Ja, bitte kom, kyk, ek kan nie sê hemel of hel nie. Nee. Ek mag dit nie sê nie, want alles lê by God. Maar wat ek kan sê is dat selfmoord is die hoogste vorm van 'n rebellie. Dit kan ek sê. So dis die hoogste vorm van 'n rebellie, want jy is nie tevrede met waarmee God. So dis die hoogste vorm van 'n rebellie. Staan daar nie iewers jy mag nie jou hand aan jou Ja. Maar niemand weet wat is die laaste gedagte Ja. wat deur sy kop gaan. Ja. Ek glo nie iemand sal weet nie. Die ou aan die kruis was op sy laaste. Ja, verstaan jy, dis hoekom ek sê, ons kan nooit, ek sal nooit daarin, maar ek kan sê, dis die hoogste vorm van 'n rebellie. Ja. So, pas op vir, moet dit nie eens oorweeg, Nee. want anders, die Satan weet iets, wat baie van ons dalk nie wil weet. Yes. Dis hoekom hy jou dryf na selfmoord. Hy wil hê jy moet selfmoord. Hoekom wil hy hê jy moet selfmoord pleeg? Daar's iets wat hy weet, wat ek en jy weet, maar nie wil weet. Want, wat is die Satan se karakter? Hoogmoed. So hoekom wil hy, want dis hoogmoed, wat jou dryf na selfmoord. Baie gevaarlik. Hy wil jou doodmaak. Lukas 8:27, 1 Petrus 5:8 sê vir jou, hy wil jou isoleer. Ons kom al hierdie goeders kom van die besetene van Gadara. Hy was weg van die mense af. Hy het tussen die grafte gewoon. Nou geestelik beteken dit dieselfde. Jy isoleer jou van mense.
'n graf beteken doodsheid. So jy isoleer jou van mense en jy's eintlik besig om dood te gaan. Hoor jy, kyk jy, so die graf beteken doodsheid. Hy lewe tussen die graf, so hy lewe tussen doodsheid, hy's geïsoleer, niemand wil met hom niks te doen nie. So dis hoekom baie mense, hierdie ou kerk is so, of die ou een is so, ek bly eerder by my huis. Jy is besig om jou eie graf te grawe. Die woord sê dit vir ons. Want hy wil, dat ons weet mos as hy jou kan uitsny, en jy op jou eie gaan, wat se positiewe inspraak het jy? Niks. As jy die dag liefde soek, ons weet God is liefde, maar hy gebruik die mens as instrument om vir jou ook liefde te gee. Net 'n hand op die skouer neer te sit. Daar's niemand van jy jou isoleer. En nou begin jy voel verwerp, soos Martha sê, nou kom depressie, nou kom al hierdie ou slegte goed. Dit beïnvloed jou later so, dat hierdie geïsoleerde persoon op 'n punt kom van, ag, niemand is lief vir selfmoord. Kyk, loop alles, loop selfmoord. Satan wil jou onteer. Ons sien mos dat daar moet hy van uit naak. Kyk 'n bietjie mense. Kyk iemand wat gesyp is. Kyk hoe, kom ek praat van, wat is onteer man? Om daar soos wat ek in 'n stripshows loop gooi. Op plaasboer hierdie kelare loop. Wat is dit anderster as onteer? Wat is dit anderster om hierdie strate rond vir jouself belagtig te laat maak? Loop en vloek en stel in. Hy wil jou onteer. Hy wil die mooi. Onthou, dis die God se hart. God se hart is dat ons sy beeld moet wees hierso. So as hy wil jou onteer en van jou 'n belaglike mens maak. Hoor 'n bietjie hoe praat mense partykeer van ander mense. Ja, dis daarom fyn. Hy is daarom. Verstaan jy? Dis onteer. Ek praat nie van as mense vals gegoed. En jy weet in jou hart, maar my hart is opreg vir God. Dis heel iets anders. Maar jy baie mense sien loop, dan sien jy hoe verneder die Satan die mens. God se skepping, se skepsel. Hier loop elke boemelaar, elke prostituut, elke dronklap, elke watse ding is 'n beeld van Christus. Kyk hoe onteer hy die mense. Kyk 'n bietjie as jy hierdie diskous in, ag jy sê man, kyk net in die wêreld, dan sien jy hoe onteer hy God, wat vir God spesiaal is. Dis lelik man, want elke mens is vir God so spesiaal. En wie wat sy hartseer veroorsaak hy in God se hart deur die mens te gebruik vir wie God met sy hele hart lief het om hom te verneder buite in die straat. Dis sy karakter. Dis Satan se karakter. En as jy sterf sonder God, dan stap jy saam met hom. Dis wie hy is. So jy gaan saam met hom vir die res van jou lewe. Nee, Markus 5 vers 9 sê vir ons, wat die Here Jesus vra, wie is jy? Vir die besetene gedaan, toe vra hy, wie is jy? En die demoon antwoord, legio, ons is baie. So dis wat daar so staan. Satan is sy demone werk in spanning. Daar skrif, soet horde skrifte daarvoor. Dis nie net een demon wat jou aanval. Daar's verskillende, dis hoekom as ons praat van ou Jezebel en ons praat van 'n Agab, dis mos nou maar net 'n mens wat ons nou vandag weet, maar daar's verskillende span demone wat deur die vrou en deur die man en deur vandag nog altyd deur mense, verskillende spanne wat saamspan om jou te vernietig, om jou dood te maak. Kom ons gaan kyk, ek gaan nou nie vreeslik die huwelik bederf, Matteus 12:45. Dit begin met selfsug. Kom ons kyk so 'n bietjie.
Want dis die huwelik is die nommer 1 prioriteit vir Satan, is 'n huwelik. Want jou kleinkinders, jou kinders lê daaronder, jou kleinkinders, kyk dit, dit is 'n klipie op 'n dam, die rimpels. Dit gaan geweldig ver vooruit. Dis hoekom die huwelik vir God so spesiaal is. En ons dit so moet oppas, want daar is soveel wat seer kry. En dis hoekom die grootste spanne wat daar seker kan wees, is in die huwelik, spanne demone wat dit aanval. Nie net een demoon. Hoor mooi, nie net een demoon. Dis daai wat ons gepraat het, Magda, wat jy party daar voel dit en dit, dis voel of dit net nie einde kry nie. Dis verskillende demone wat jou, as jy so voel in jou huwelik, dan moet jy kan weet, jy kan dit miskien vir ons net weer op die groepie gooi, man, want ek kan nou nie al die goeder, en nou net die papier ook weg. As jy voel die dag, dan weet jy, jy's 'n aanslag. Weet jy, ek vat Sondag, en ons het nou 'n lekker Sondag gehad, en miskien die Here ook lekker nou deur my gewerk in die gees van die Here. Maandag het ek 'n aanslag. Want is die mense is lief. Dit is ook. Wees ek jou net so een kant, maar nie wat hierdie kant. Dis nou dan moet ek sê, ag man, gooi aan, bestraf hom net, want verstaan wat ek val jou aan. In die huwelik, dit begin met selfsug. Dit gaan oor na onbeskoftheid toe. Verstaan dit? Hou jy dop waar God nie in is. Nou, onbeskoftheid is vuil praat, sleg, vernedering praat in geen manier nie, man, dis om. Dit nou kom woede ook in en hoogmoed. Nou lei dit na oorspel, ontrouheid, haat, bekleierery, moord, egskeiding. Hierdie is demoon op sy elkeen op sy eie. Wat weet hoeveel demone is in hierdie stuk besig om te werk. Want hoerery is 'n demoon op sy eie. Onbeskoftheid is 'n demoon op sy eie. Kyk so hierdie klomp spanne, as hulle begin sien, maar hier begin tweespel, hier begin stryd, nou begin oorspel. Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het. En dan sien jy net mooie man wat net vir jou sê, "Yes, maar jy's baie mooi." Hier. Ja, dan val jy. Dit is baie, ja, ek het baie geval daaroor. Ek moet dit nou erken. Want ek kan net nie verstaan dat hoekom op hoërskool wil die girls my nie gehad, nou hier na. Ek nog getroud is, nou wil almal jou hê. En ek het goed gevoel, want ek het dan verwerp. Halleluja. Maar nou is daar 'n verbond wat hy wil breek. Ja, nee, nou is dit versit. Ja. Nee, 'n span wat steel. Kyk nou net hoe Markus 15 vers 10. Leuns werk ook nie saam. Leuns, diefstal gaan altyd saam met jaloesie, haat, moord. Verstaan, dis alles, ek wil nie vreeslik stil staan wie die goeders het. Wat jou toekoms bederf. God sê, ek het vir jou mooi, ek beplan vir jou iets besonder. Saam met die Here. Satan weet wat God vir jou toekoms. So hy kom val aan en hy gebruik vir toekoms welms, drank, dobbel. Nou kom armoede, prostitusie en misdaad kan nou op toegang. Kyk hier so werk hulle saam om jou droom te vernietig. Jesusie man. Mense, ons moet besef hierdie vuil goed waarmee ons te doen het. Hy wil jou alles vernietig. Ons wat nou die restaurasiesentrum, weet jy hoeveel sit daar so? Ek praat van 'n ouetjie wat Standard Bank bestuurder was. Hy het vandag niks. En hy sit te sukkel om uit die goed te kom. Dit sê vir my, 'n vrou wat 'n accountant gewees het, sy het vandag niks. Dis mense wat 'n droom gehad het. Dit is 'n droom. En hy het gekom en hy het hierdie droom kom steel, beroof, deur aanslag.
En waar kom dit? Hoe kry jy dit reg? Deur 'n onstabiele huis. 'n Huis waar daar nie 'n fondasie gewees het, waar Christus nommer 1 gewees het. So onmiddellik is in jou fondasie waar jou huisie gebou word, is vol krake, en die krake het vir hom toegang gegee. En hy kom steel jou droom. Tjoe, vuil. 'n span wat dit seks, oeg, Jezus, rek. Openbaring 18 vers 2 tot 3. Ek wonder of dit 18 of 8. Ek skryf so vinnig al in sy verwoord. Verskillende seksmaats, ongehoorsame rebellie, kry plek, geeste van wetteloosheid, aborsie, onvrugbaarheid volg. Sien jy waar kom hierdie dinge? Span dit met sekshandel. Verstaan jy, nou net as jy moet kyk net, ek sien hulle kom uit Namibië uit, Appington toe om aborsie te pleeg. Want dis daai kant onwettig, maar hier is dit wettig. Hoe kan hierdie land geseën wees? Hierdie Suid-Afrika is gedoen. Ja. Hy is op die punt van vernietig word. Dis hoekom ons as kinders van God so sal moet by mekaar staan. Egskeidingsspan, misleiding, egskeiding werk saam. Daar's niemand beter as die een wat jy het nie. Dit word mos altyd, gras is mos nog groener. Verstaan jy? Dis hoekom ek altyd sê, daar's nie 'n manier, jy kan mos nie met iemand trou wat nie Here dien nie. Kyk, ons ou mense nog deur die tyd het gesê, jy het daai bedjie vir jou opgemaak. En jy sal op hom slaap. Maar nou ons mos nou deesdae so rebels en harde pas, ek sal nie. Die ding is te sleg. Minder wil jy al klaar hier. En dis kyk like gras gedmaal. Ja, en toe jy oor die muur spring, toe spring jy binne in die hommestrom. Dat ook daai gras lê op die hommestrom. Nog trap jy in dieselfde slaghuis. Nog. Nou, geen probleem. Span nommer 6 is waar 'n volk mislei word. 'n Regering. Span wat 'n kerk verwoes. Dis saam met huwelik, is dit seker die een wat die swaarste, die vinnigste. Swart smeer, rugsteek, kritiek, hoogmoed, soos ons laaste gesê, dis mos die ou mense se plek, man. Die rugstekers, hulle moet hier wees. Ja, jou kritiseer jou hoogmoediges. Hulle lê almal, jy in so 'n militêre hospitaal, hier lê met voete in die lug, aan die in sy arms lê styf, die aan die loer hier. Jy sê, ek wil eintlik moet ons so 'n prentjie maak en hier voor op die kerk sit. Dis, asseblief bietjie, ons maak so, dat ons sien, dis die hospitaal hier, man. So die klomp goed moet hier wees. Dit is net nie altyd so lekker nie, want hulle lyk maar nie baie mooi nie, ek bedoel, genus. En dit is ook nie so lekker nie, maar hulle moet hier wees, mense. Weet dit, dis nie aangenaam nie, maar as ons nie hierdie mense kan ontvang, en met hulle 'n pad stap, wie moet met hulle 'n pad stap? Nou, wie moet hulle help? Dis hoekom sê as hier 'n losbek, skinderbek, plakbek, wat se ding, kom instap. Moenie oor jy vergeet partykeer, maar jy het ook so hier aangekom. Nou moet God vir jou terugvat Rooi See toe en sê, hoor hierso, kyk hoe jy gelyk. Jy het baie slegter gelyk toe jy hier inkom. En dis waar family, nou kom family, hoor jy kom, family maak toe, onmiddellik. Hoor mooi, family maak onmiddellik toe. Ons praat nie die kwaad goed nie, maar ons maak toe. As jy in Namibië, wat ons nou, Hugo Wambus, ek het 'n polisman geweet, jy kan maak wat jy wil. Hy sê, as jy eers so, dan kan los. Hy sal nie sy broer weggee. Nou, hy
Hy het so loop, is klaar. Dis wat ons moet doen. Kinders van die Here. Onmiddellik bou ons 'n muur rondom hierdie persoon wat stikkend is, en hier binne sorg ons die ding uit. Nie buite nie. Ons het hierdie een ingevat om te beskerm met die foute, want God het nou vir ons wysheid gegee. So hier beskerm ons, want die demone lê soos leeu's hier buite om hierdie persoon in die hande te kry. So ons kan nie sê, ag hier ons kinder lê. Nee, die is hier binnekant, so hier werk ons met liefde omgee. Probeer hierdie mense optel, so dis wat die kosbaarheid is van mense wat kerk aanval. Moenie man, ons lyk maar net self. Wie van ons kan werklik eintlik 'n vinger wys? Ek skinder net so. Miskien staan ek heel voor in die ry van skinder. Ek weet nie, dalk is daar wat so hap aan my. Ek swart speer, rugsteek. Jy sê, ons is so feilbaar. Onthou, ons is in hierdie ou lewe. Ons strewe om soos Christus, maar ons is nog nie daar nie. So, maar as die Here die Gees praat en hy sê, laat staan waarmee jy besig is. Dan sê ons, Here, sorry, dit is jammer, help my met hierdie ding. Help my. Nou gaan dit vir 'n tyd goed, oor 'n jaar, 2 jaar, dan doen jy dieselfde ding miskien. Jo, onthou, want jy mens vergeet so partykeer van 'n ding. Dis waar die woordjie genade oor jou lewe geskryf. Want die genade van God, hy sê ondersoek net jou hart altyd. Jou hart moet net nie boos bly nie. Maar as jou hart kan sê, Here, asseblief, verstaan maar as jy jou emosies van jou hart begin onderdruk, dis waar die gevaar kom van backslide. Right, depressiespan, gebroke harte, teleurstellings, selfmoord, depressie, hartseer, wanhoop en dood werk almal saam. Kyk, mense, kyk jy, dis bose spanning. En dis net jy alleen. Verstaan jy? Ek sê alleen, ek weet dat God, solank ons by hom bly, sal hy ons beskerm. En ons mekaar toemaak, sal God ons beskerm. Jesus, God die Vader, Heilige Gees binne. Ons moet dit nooit vergeet. So God sal jou help. Hy sal mos nie sê, kom soos jy is, en dan los hy jou vir die wolwe. Nee, hy sal jou help. So as hierdie goedes is alles aanslaag, mense. Jy is nie beset nie. Dis aanslaag, soos magtig ons op die groepie sal sit van daai wat ons. Dis aanslaag. Dis aanslag op jou kraakies van jou huis. Want jou huis is mos nou onstabiel gebou. Maar die ware bouwer, die ware bouwer, Jesus Christus, gaan begin bou in hierdie, en hy het reeds begin bou. Nog voordat jy miskien ja gesê het vir die Here, het hy klaar die planne opgetrek. Want hy het gesien wat in die hart, hy het gesien hier is 'n soekende hart, so onmiddellik gaan sit die argitek en hy begin trek planne op vir hierdie soekende hart wat nou gaan inkom. Dis daar 'n mooi man. Man God los het. 'n Span wat twis. 'n Span wat vir onveiligheid. Hierdie ene sê dwelms, duiwels is gebied verbonde. Hier's 'n groep wat hier werk en 'n groep is daar waar. Verstaan jy? Hulle is nie net vir ons die woord sê as jy by jou uitgaan op water, hy soek waterlose plekke en hy kom terug weer na sy huis toe, want hierdie is sy gebied. Verstaan jy? Daar is die skrifte daarvoor. Kan Satan gedagtes lees? Ek is dit die eerste laas, of hier is net ander goed ja. Kan Satan gedagtes lees? Nou wait. Satan is ook net 'n geskape wese soos wat ek en jy gemaak is. So hy het nie daai, maar wie wat sê die woord, wat vir ons baie mooi, God werk deur sy woord diep binne ons, om die waarheid te help onderskei. Hebreërs 4 vers 12. Satan en demone is geskape wesens soos ons,
Net God kan gedagtes lees. 1 Konings 8:39. Satan is van die begin af betrokke, en hier is waar die ding. Van gou vir ons Job 1 vers 6 tot 7. Job 1 vers 6 tot 7. Een wat hom het lees. En op 'n dag die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek neergekruis het. Wie wat bedoel die woord met hierdie swerftog oor die aarde wat ek neerkruis? Dit sê vir ons, hy hou jou dop. Ja. Hy kan nie jou mind lees. Ons sê dit dat ons, ek dink is dit Sondag wat ek gepraat het. Hy hou jou woorde dop en jou gedrag. Dit wat jy praat, hoe jy optree. Dis die twee dinge wat die Satan dop hou. Wat mense dink hy kan jou gedagtes lees. Hy hou dop hoe jy optree. Hy hou dop hoe jy met ander praat. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe lê in die tong. So as ek loop 'n dood spreek die hele tyd, hy gaan 'n saadjie gooi vir jou. Want jou grond is mooi voorberei vir hierdie saadjie. En hoe kan hy hierdie saadjie? Deur iemand anders. Dis nie 'n ding van, hy kom sê vir jou nie. Hy praat hierdeur, hy kan deur enige een van ons praat. Kom sê vir, want hy hoor hoe jy, hy sien hoe jy optree, jou negatiewe optrede, jou lelike manier, whatever ook al. So hy stuur iemand na jou toe, om wat hierdie saadjie te laat groei in jou gedagtes. Hy hoor wat by jou mond uitkom, want die mond sê mos wat in die hart aangaan. Bewaar jou hart die meeste van alles. Soos ons verkeerde, lelike, slegte praat, die grond is voorberei, so hy stuur iemand, hierdie persoon is die saadjie, om te kom saai in jou lewe. Hierdie persoon kom praat met jou negatief, want jou hart is negatief. So hy kom praat negatief, of wie ook al, praat negatiewe ding, en jy hoor hierdie negatief, want jou grond, jou hart is voorberei vir die inspraak van hierdie negatiewe persoon, en nou dink jy die Satan jou gedagtes gelees. Jy het jou eie gedagtes geontbloot deur jou hart en jou optrede. Daardeur kon die Satan gesien, so hy kan nie gedagtes lees. Daar's nie 'n manier. Efesiërs 6 vers 10 tot. Dis hoekom ons die wapenrusting moet aantrek, waarvan die helm, die met die borsharnas wat jou hart, verstaan jy hoekom ons hierdie goed moet aantrek, sodat ons kan versigtig wees wat ons praat en doen. Beheer van gedagtes, net God weet wat in ons gedagtes aangaan. Baie keer droom ons drome mense wat nie goed is nie, maar jou 5 sintuie het die droom veroorsaak. Want jou 5 sintuie bepaal wat in jou hart aangaan. Jou sintuie belê in jou hart. Soos wat ek nou cash vat en miskien in 'n bank wil neersit vir 'n belegging. Jou sintuie is die belegging van jou hart. Dit wat jy hoor, dit wat jy sien, dit wat jy proe, dit, verstaan jy daai? So as jy na slegte goeders kyk, dit lê hier. Slegte goed gehoor het, dit lê hier so. Slegte goed gepraat het, dit lê hier so. Vanaand droom jy, dan kan jy nie verstaan waar kom hierdie gemors. En baie goeders, mense, dit is hoekom ons elke dag moet toelaat dat die Gees van die Here ons vul. Elke dag. Want daar bly die ou files wat nog vuil is. Wat nog moet skoon kom.
van ons lewe, want jy sal nou mooi aangaan en jy op 'n dag, dan droom jy alweer van, jy sê jy nou alweer, soos ek maar kan, nou is jy sommer kwaad die oggend, want dit is net nog 'n ou file, party van hierdie goeders wat jy gedoen het, is baie dieper as die ander, so die ding, Here, suiwer my gedagtes. Verstaan jy mense, die enigste hoe ons hierdie klomp files so goed skoon kry, is Stilte tyd. Stilte tyd. Daar's geen ander manier. In stilte tyd, Romeine 12 vers 2, begin bedink die dinge wat daar voor is. Dis al hoe ons suiwer kan word. Elke dag. Jy kan hoor 'n bietjie hoe praat mense. Daai boom in die bas, hoe gaan dit? So boom. Ek is so bang net te droom ek vandag oor jou boom en bas en al wat er warm is. Hoe moet toch met my so? Yes, en dan nou my dag ook dan nog kom besmet met jou warms. Markus 1 vers 23, onthou altyd, Satan is daarso waar aanbidders is. Wat het hy probeer, daar is woord wat sê, toe Paulus en Silas, of Paulus en wie? Silas. Of Petrus, ek weet, wat op pad was om te gaan bid. Hulle was op pad om te gaan bid, toe kom 'n waarsêer gees en probeer hulle verhoed om by mense onthou, Satan sal altyd met 'n verdomde telefoon oproepie, of jy hoor ek moet nou vir jou dringend sien. Dis nou my stilte tyd. Hoor jy kan ek gou by jou by die huis omkom, ek moet jou. Nee. Sê vir mense, ek is nou op pad om te gaan bid. Jy kan vir my, of ek sal vir jou laat weet. Want mens weet nooit hoe lank die gees van die Here jou besig hou nie. Want ek wil nou nie hier 'n uur, want nou sit hy alweer met 'n aanslag. Hoor jy so, jy moet in jou horlosie dop, jy het gesê hierdie ou gaan nou. Yes. Niemand sal dood hê. En as jy dood, dan moes jy gedood het. Kan ek niks in jou saligheid doen nie. Dis jou dood. Maar ek gaan nou bid. Ons pastoor moet bely. Ek maak nou klaar, ek het die tyd. Ja, vyand. Die vyand. Maar ek het Sondag al mooi ry gekom. Ja, Ek het nog getrek, ek het gesien na 'n uur en 'n half of Ja. toe, dink ek, halleluja. Dit was ons. Dis die suiker wat ek nie gesien het. Ag, iemand het skuld. So, baie belangrik, identifiseer die demoon, soos Lukas 8:30, wie is jy? Vra die Here. Legio, ons is baie. Selfbevordering, welis, hoogmoed, ons hier is maar net 'n klomp demone, verskillendes, net soos wat hier is. Hier is al wat ek kan sit te deurgaan. Hierdie is gewoonlik wat in die kerk werk. Maar hy werk ook buite die kerk. Hy werk eintlik oral. Hy het nie grense nie, maar hierdie is maar. Kom ons kyk wat Galasiërs 5 vers 1, sluit hom ewer op so 'n mooi noot af. Galasiërs 5 vers 1, vir die wat Engels is, Galatian. Hey, so ek 'n lang broek aan het. Jy sal Engels praat. Ek verstaan Kim Jong-un. Noord-Korea se. Ja, so. Ons sal ons so. Wie Galasiërs 5 vers 1? Eike Matthys mag dat nog Nee, lees. Nee, ek het nog klaar gelees. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid druk nie. Staan onder die vryheid van Christus. Moenie laat die vyand, die Satan en sy demone jou so aanval met vrees dat jy nie God geniet nie.
Hy het ons vry. Hier sê halleluja man, as ek gespring het môre het ek gespring. Ons is vry. Mense, is dit nie lekker? Geen demoniese mag. Moenie hierdie klomp twak wat mense kwytraak van, hoorie, daar's nog 'n demon of iets wat. As die bloed van Jesus jou gewas het, met jou bekering het hy jou witter gewas as sneeu. God maak nie 'n fout om nog 'n ou demoontjie wat hier vasgehak het. Moenie hierdie mense wat wil bevryding doen, na jy al 'n jaar met die Here, dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Bevryding word gedoen daai dag as jy die Here Jesus Christus aanneem. Dis 'n leuen. Daar kan dit regverdig dat daar in die huis 2 gode kan wees. En nog nooit kan die Heilige Gees en Satan in een huis. Nog nooit, man. Die Satan het 'n geweldige vrees vir God. Vrees en spanning. Hy het nie respek vir God nie, maar hy het 'n vrees vir God. Dit is onmoontlik. Demoniese bindings. Hy kan vir ons deur bindings, hoekom bindings? Deur leuns. Verstaan jy? So hy val ons aan deur leuns. Leuns bring vrees, leuns bring onsekerheid. Verstaan jy? Dit het ons nou deur leuns. Dis hoekom hy die vader van die leuen genoem word. Hy sal vir jou laat skuldig voel, die Satan, oor baie dinge wat jy struikel, behalwe as jy gelieg het. Hy sal nie vir jou laat skuldig voel oor jy lieg en hoogmoedig wees, want dis sy 2 karaktereienskappe, lieg en hoogmoed. Verstaan jy, so mense, geniet daai vryheid. As jy Jesus aangeneem het, waarlik aangeneem het, moenie nou moet ek gaan dat ek moet nou eers weer gevullie word en ek moet nou dis 'n lieg, man. Dis 'n lieg. Bevryding begin daai onthou daar's mense wat uit satanisme uitkom. Verstaan jy? Daai bevryding word daar gedoen. Anders het jy nooit waarlik vrygekom. Dan het jy gelieg oor jou bekering. Want nog nooit het die Here gesê, ek sal jou klip gee as jy brood verander. Here, was my met die bloed. So daar kan met daardie bekering en daai bid daarso kan daar lelike demoniese dinge. Mense, ek het self gesien wat dit rol in dit so swaal ryk soos hulle opgooi. Verstaan, ek kan hierdie het ek fisies gesien. So dis daar. Bevryding moet gedoen word. Maar nie na jy jare al by die Here is. Nou wil jy mense jy beledig die bloed van Jesus. Jy beledig die bloed. Jy sê die bloed is onvoldoende. Hy het my nie gewas witter as sneeu. En as ons die leuen glo van hierdie klomp predikers wat heeldag wil bevryding doen, dan gaan jy elke aanslag wat daar is, gaan jy voel, maar ek is nou demonies beset weer. Nou moet ek alweer eers gaan vir bevryding. En jy kom nooit vry nie. Jy vat dit, dankie Here. Dit is die geskenk wat God, jy's nou vry. Vat dit. Moenie laat predikers in hierdie goed wat wil lyk of hulle baie godsdienstig is vir jou onder 'n leuen sit hou vas nie. As God sê jy's vry, is jy waarlik vry. Halleluja. Sal iemand vir ons afsluit? Lus